Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 25. Ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Laat die vijand door
Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, gesang 79. Maar kom ons luister nou eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, juis in die gedeelte wat ons vanmôre gaan lees, daar uit Jeremia 8, en dan verneem ons van die volk se nalatigheid, hulle onverantwoordelikheid, hulle wat eintlik nou maar nie eers skaam geword het oor die sondes. Duidelik staan dit daar, hulle het nie meer gebloos nie. Hulle het maar links en regs gesondig en besluit, ag, wat dis daarom nie te erg. Nou lees ons juis hier in 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons met hom, dis met die Here gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid. 1 Johannes 1 vers 9 en 10, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dis die waarheid. En met hierdie waarheid kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader,
die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, uit die woord van die Here vanmôre in die Ou Testament, Jeremia 8. Jeremia 8 gaan ons lees daar van vers 4 tot en met vers 22. Voor ons lees, kom ons bid eers. Here God, U die almagtige, alwyse, alwetende God van hemel en aarde. Dankie vir U woord. U wat vir ons juis in die woord die waarborg gee, die versekering gee, alles kan vergaan, berge kan wagvel in die see, alles kan wankel, maar die woord staan vas, tot in ewigheid. En dankie Here, dankie vir die woord, U wat deur die Heilige Gees die skrywers laat skryf het, opgeteken het. En hoe wonderlik om te weet dat hierdie woord deur eeue heen bewaar is, sodat geslag na geslag dit kan lees. Die Here gee vir ons deur die Gees dat ons hierdie woord sal lees, aanhou lees. Dat ons nooit ons rug daarop sal draai nie, dat ons U sal gehoorsaam. Want Here, dis nie maar net mense se woord nie, dis U woord. U wat deur die Gees tot ons spreek. En daarom bid ons Here dat U vanmôre ons harte sal oopmaak en ons ore, dat ons deeglik kan luister, wat vra U van ons? Dat ons sal erns maak met die woord. So baie mense in ons dag wat dink dis maar 'n speelietjie. Speel kerk.
Ja, Here, hulle die skyn van godsaligheid, maar niks verder. Daarom bid ons om U genade, Here, dat U met elkeen daar die erns in die hart sal bring, om te weet dat U woord soos 'n tweesnydende swaard is, dat U woord is soos 'n hamer wat oopbreek. Ja, Here, dit alles maar net dui op ons, die mens, sy sondigheid, sy nietigheid, sy valsheid. So vra ons, Here, wees vanmôre met elkeen. U ken ons met die naam in die hart. Hier in ons gemeente en besonder hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, wil U vertroos en versterk en krag gee, moed gee op hierdie pad wat ons stap. 'n lewenspad wat dikwels vol stilte is. Maar U gee vir ons moed. U help ons op as ons val. Daarom bid ons om U genade, Here, wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, Jeremia 8, daarvan vers 4. En jy moet vir hulle sê, so spreek die Here, sal iemand val en nie weer opstaan nie, of sal hy weggaan en nie weer terugkom? Waarom is dan hierdie volk Jerusalem afkerig, met 'n aanhoudende afkeerigheid? Hulle hou vas aan bedrog, hulle weier om terug te keer. Ek het geluister en gehoor, hulle spreek wat nie reg is nie. Daar's niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê, wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop, soos 'n perd wat storm in die geveg. Selfs 'n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tye, en 'n tortelduif, en 'n swaalkie, en 'n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag. Maar my volk ken die reg van die Here nie. Hoe durf julle sê ons is wys, en die wet van die Here is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leunpen van die skrywers. Die slim mense kom in die skande, is verslaan, verstrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars. Want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins. Van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier, deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle nie, in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, en die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die Here. Saamskrap, wegraap sal ek hulle, spreek die Here. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok, en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare verdor. So het ek ook vir hulle die bestel wat daar oor hulle sal gaan. Waarom bly ons sit? Kom by mekaar, en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom. Want die Here ons God laat ons omkom, en hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Here gesondig het. Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie. Op 'n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking. Van dan af word die gesnui van sy perde gehoor,
Vir die geluid van die gerinnik van sy perde bewe die hele land en hulle kom en eet die land op en sy volheid die stad en die wat daarin woon. Want kyk, ek stuur slange, basiliske onder julle waarteen daar geen beswering is nie. Hulle sal julle byt, spreek die Here. Ag, kon ek maar oop vrolik en kommer. My hart is krank in my. Daar is die opgeroep van die dogter van my volk uit 'n baie ver land. Is die Here nie in Sion nie? Of is hy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hulle gesneede beelde, met vreemde, nietige afgode? Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk, is ek gebreek. Is ek in die rou, verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Tot sover. Hier waar hy praat van dogter van my volk, kon ook gewees het, hulle die van daar ingesit kon wees, dogter my volk. Hy praat, die dogter van my volk, natuurlik praat hy van sy volk, van Israel. My broer en suster, ja, as 'n mens gaan kyk hier in vers 6, hulle doen al die boosheid, dan sê hulle, wat so onskuldig, verontskuldiging, wat het ek gedoen nie, wat het ek gedoen, wat het ek nie gedoen nie, so, maar asof hulle geen ergheid daaraan nie, en dan in vers 12, dan sê hulle, dan sê die Here vir hulle, kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle nie in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Hulle skaam hulle nie die minste nie, en hulle weet nie om te bloos nie. My broer en suster, hierdie prediking van môre is beslis nie om jou verder te gaan staan en negatief maak. Hierdie prediking van môre is beslis nie bedoel om jou bang te maak. Dis beslis nie bedoel om die bietjie hoop en verwagting wat ek en jy nog in die hartheid te kom vernietig nie. Nee, die doel van môre met hierdie prediking is om op jou opnuut te laat besef, elkeen opnuut te laat besef van die penarie waarin ons is. Om my en jou te laat besef die geestelike verval wat daar in hierdie land en onder ons mense is. Maar ook, en dis die heel belangrikste van môre, om te weet, die heel belangrikste ding, om ons hoop en ons krag in die Here te vestig. Die belangrikste. En as 'n mens van hoop praat en verwagting praat, dan sien 'n mens byvoorbeeld daarin Psalm 146, waar die psalmdigter baie duidelik waarsku, vers 3, vertrou nie op prinse op die mensekant by wie geen heil is. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. En nou kom hy in vers 5, hy sê, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Dis op hierdie God wat ek en jy hoop. Die mens, en ons sien dit, ons ervaar dit, die mens, volksleiers en ook geestelike leiers is feilbaar. Hulle stel te leer, hulle stel dikwels te leer
En daarom kan 'n mens nie al jou hoop op die sulkes plaas nie. En ons kan sê, God alleen is van ewigheid tot in ewigheid getrou. Hy alleen is onfeilbaar. En daarom, nou lees ons hier in Jeremia 8 vers 10, van hierdie volk wat agteruit geboer het, geestelik verval het, van die kleinste tot die grootste, maak hulle onregverdige wins. Van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. Daar is een ding, of eintlik 'n hele klomp dinge, wat nie vir ons vreemd is, as ons hier lees nie. Jy het al hierdie dinge gehoor, maar jy hoor die geestelike verval. Ons hoor van al die boosheid, die bedrog, leuns, diefstal, korrupsie, afgoderry, verwerping van God en sy woord, ongehoorsaamheid aan God. Al hierdie dinge het ons vanmôre hier gelees. Maar ons ken hierdie dinge, want ons leef in 'n land met al hierdie dinge. En dan kan ons nog gaan en 'n klomp sondes hier byvoeg, waaraan hierdie volk Israel en ons mense vandag hulle skuldig maak. As 'n mens verder daar in Jeremia en die ander hoofstukke gaan lees, dan kom daar nog onder andere ook moord by. So baie moord. En daarom kan jy vanmôre verstaan hoekom hierdie profeet so geskok is, neergeslaan is deur al hierdie bose dinge. En daarom eintlik 'n klaaglied in sy hart, vers 18. Ag, kon ek my maar opvrolik in kommer, my hart is krank in my. My broer en suster, en dit wat hom so skok, hom verpletter, in misnoë verpletter, is die feit vers 6. Daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy so sê, wat het ek gedoen? Hoor jy dit? Vers 12, hulle kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle nie in die minste nie, en weet nie om te bloos. Klink nogal bekend, né? Klink nogal bekend vir ons hier in Suid-Afrika. As jy sien wat leiers en mense aanvang, hoe daar gesteel, geroof, gemoor, gelieg, bedrieg word. Maar die ergste geen skaamte nie. Baie van hierdie mense is natuurlik goddeloos, ongelowiges. Hulle ken nie God en sy woord nie. Hulle handel maar net bloot na hulle bose, goddelose harte. Maar my broer en suster, belangrik vanmôre as ons hier gaan lees, dan sien ons hierdie profeet praat met die Here se verbondsvolk, sy eie volk. Skokkend. Ons sien nie bedrog en die valsheid in hul godsdienstbeoefening. Ons sien daar die skyn en bedrog in hulle verhouding met die Here. Vers 9 kom daar die duidelike aanklag. Verskriklik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp. Hulle sê kastig, die wet van die Here is by hulle. Die wet van God is by ons. In vers 8. Waarlik, kyk, bedrieglik werd die leenpen van die skrywers. Stel jou voor, die vermetelheid, al hierdie verskriklike sondes, wat hulle skaamteloos aanvang, en dan verwag hulle nog. Vermetel verwag hulle die guns en gawes van die Here. Die Here moet vir ons goed wees. Die Here moet net vir ons goed wees, terwyl ons maar kan maak en breek soos ons wil. Terwyl ons niks met sy woord te doen wil hê nie. Vermetel. Arrogant. Ons soek vrede. Ons soek voorspoed. My broer en suster,
maar hulle wil niks weet van die heilige God nie. Daarom kom die Here met sy regverdige plan, sy straf. Vers 15 sê baie duidelik, hulle wag op vrede, maar daar is niks goed nie. Op 'n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking. Saam met my gelees, het dit gehoor baie duidelik daar in vers 17, selfs die diere, die voëls van die hemel, die sprinkaanvoël, die tortelduif, die swalkie, die kraanvoël, hy noem almal daar. Hulle is meer getrou aan die Here. Hulle luister, hulle handel volgens sy verwagting, volgens natuurwette wat die heilige God ingestel het. Hulle vaar 'n stukkie beter as die mens wat heers oor God se skepping. Tragies. My broer en suster, hier in ons eie land, u weet het almal die skokkende nuus verneem, nogal op die dag waar die misdaadstatistiek vrygestel word, om almal te paai, dit gaan soveel beter, word 'n egpaar in Mosselbaai, daar in die Kruger Wildtuin, wreed vermoor. Ons verneem daarom intussen dat die verdagtes wel in hegtenis geneem is. Maar dis maar een van baie moorde in Suid-Afrika. Talle moorde, onlangse moorde op sekuriteitsbeamptes daar in Natal en Durban, oral. Baie moorde. Skokkend. 'n gemiddeld van 58 moorde per dag in Suid-Afrika. Gooi dit saam in 'n pot met al die geweld en die misdaad en die korrupsie. Voorwaar my broer en suster, en as jy dit nog nie weet nie, 'n siek land. Siek. Hoor die nuus nou die aand, hoor mens, sien jy 'n persoon hoogop in die forensiese afdeling. Hy word uitgevang omdat dossiere verdwyn. Verdagtes, skuldiges word so beskerm. Dit in ernstige gevalle van moord waar dieselfde wapen, wat met dieselfde wapen uitgevoer is, dit word doodgemaak, toegesmeer. Daarom my broer en suster, ons weet het, ons sê vir mekaar, die mense wat verantwoordelik is vir die veiligheid van sy burgers in hierdie land. So baie van hulle self skelms en bedrieërs. En dan moet 'n mens natuurlik dadelik byvoeg, daar is ook deur die genade van God met goeie bedoelings. Hulle wat hulle bes probeer dat reg en geregtigheid geskied. Hulle wat regtig hulle bes doen om na God se welbehae te handel. Maar my broer en suster, as ons sê, die Here praat met sy verbondsvolk, dan praat hy ook met ons, met my en jou. Hy praat met ons Afrikaner mense, ons eie mense. Ons eie mense, wat hulle skuldig maak aan bedrog, aan diefstal, aan omkoopry. Eie mense wat goddeloos leef, en dan nog hulle kinders ook so leer. Ons eie mense wat hulle rig op die woord van God, op die Here keer in sy woord en sy kerk. Broer en suster en ons opregte gelowiges wat werklik deur die genade van God nog vashou in die anker, sy woord. Dan kan ons saam met Jeremia eintlik so in opgekropte smart, so in teleurstelling ook sê, soos vers 21, vanweer die verbreeking van die dogter van my volk is ek gebreek. Is ek in die rou, verbaasdheid het my aangegryp. So laat gebeur in hierdie land en van ons eie mense ons so verbaas laat.
Snak na ons asems. Is teleurgesteld. Daarom verstaan ons as Jeremia kom en hy sê vers 22, hy wonder of daar enige salf te smeer is daar balsem om hierdie vrot, hierdie kwaad van die volk te genees, hierdie geestelike verval. Sê daar vers 22, of is daar geen genees hier? Broer en suster, hierdie goddeloosheid, hierdie geestelike verval, hierdie kanker van verval, kruip onder die verbondskinders van God in. En ons sien dit op verskillende maniere, soos ek nou vir u gesê het, ook in ons Afrikaner geleedere posvat. Daar is nie meer die toewyding, die opoffering vir die Here in sy kerk nie. Daar is nie meer trou aan sy woord nie. Dit het alles so vervlou. Kom dit agter. Iemand sê hier die wyse woorde. Hy sê die diepste krisis van enige volk is nie ekonomies of polities. Ja, dit is faktore. Maar hoor jy vanmôre, ek sê die diepste krisis van 'n volk is geestelike vervreemding van God af. Geestelike verval. Hierdie ding hoor ons lankal daar in Europa en ander lande waar dit gebeur het, hierdie verval, waar dit gebeur het en steeds voortwoeker en aangaan. Een na die ander kerk wat daar in Europa, ek kan maar gaan kyk wat sluit. Wat vir ander doeleindes aangewend word, wat plat gestoot word. Hier in Suid-Afrika, hoeveel gemeentes wat krimp, wat dit niet maak, 'n kommer. Wat mense hart breek, al hierdie lelike bose dinge wat aangevang word, mense wat vir wie die geestelike verval nie meer snaaks is. Hulle word nie meer daardeur geskok nie. Hulle kom uiteindelik nie eens meer agter nie. Hulle kry nie meer skaam vir hulle sondes, vir die geestelike agteruitgang, die verval nie. Dis asof mense in vandag se tyd met geestelike blindheid en doofheid geslaan is. Vir hulle is alles maar net goed en reg en lekker. Solank ons maar net eet en drink, môre is nog 'n dag. So leef hulle in die waan dat hulle nie die geestelike genesing en bekering regtig nodig het. My broer en suster, vanmôre 'n belangrike oproep, 'n wekroep. Die Here vra van elkeen van ons vir 'n ootmoediging. Hy roep op verskeie wyse tot vir ootmoediging. As 'n mens so kyk na die afgelope rampe en vloedskades, dan moet 'n mens besef, dis 'n wekroep. Word wakker, 'n wekroep tot verootmoediging, 'n wekroep tot aanbidding tot die almagtige, alwyse God van hemel en aarde, vir wie niks onmoontlik is. My broer en suster, dis was juis die probleem van die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hulle was geestelik so blind, so doof, dat hulle nie besef het hoe verskrik het met hulle gaan nie. Hulle het nie besef ons het 'n geneesheer nodig nie. Hulle was geestelik siek. Dan 'n waan het hulle gedink dat hulle maar so op hulle eie manier, op 'n menslike wyse, hulle saligheid kon beerwe. Hulle het gedink, as ons maar hier en daar 'n goeie werkie doen, dis goed genoeg, maar verder kan ons maar maak en breek soos ons wil.
Selfs ons goeie werke is besoedel, is onrein. Gaan lees maar Jesaja 64 vers 6. As Jesus Christus so saam met die tollenaars en die sondaars eet, dan word hy juis deur hierdie skrifgeleerdes so verwyd. Wat soek hy daar? Wat soek hy tussen hierdie mense? En dan sê Jesus vir hulle daar in Lukas 5 vers 31, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig, maar die wat ongesteld is, die wat kan erken en sê, maar ons is siek, ons het nie nodig. Hulle leef onder die waan, dat hulle reg is. Hulle het nie die geneesheer Jesus Christus nodig nie. My broer en suster, daar is maar net een geneesheer Jesus Christus, wat ons geestelik gesond kan maak. Hy is en hy bly en hy sal dit altyd wees, ons enigste verlosser en saligmaker. Daar in Nasaret gaan Jesus, en hy is nie baie welkom daar nie, maar hy sê vir hierdie mense, en hy kom met daar, hier word die profesie uit Jesaja 61 vervul. Hy sê dit daar in Lukas 4 vers 18, hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbryseld van hart is, te genees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons het U nodig. U is ons geneesheer, ons enigste. En daarom, Here, U wat so op verskeie wyse tot hierdie land en sy mense, ons volk, roep tot bekeer. 'n Wekroep. So baie mense wat maar net voortgaan, wat wêreldgelykvormig geword het, wat meer luister na die roepstem van die wêreld as na U stem. So baie wat van U vergeet, U rig op U keer, op U woord, U kerk keer. Ons bid, Here, dat U deur die genade sal roep, dat U deur die Gees, ja Here, sal genees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, Gesang 252 is so sprekend wat ons eintlik nou gesê het of gepraat het. O Heer, my God, by U is wysheid, wat by die mense dwaasheid eet. Die mense wat in eie wysheid steeds dink dat hulle alles weet. Volmaak is alles uit U hande. Die kennis het geen perke nie. Die mens, gebind deur sondebande, verbly hom in U werke nie. My hart, Heer, kan ek nie vertrou nie. Dis te vol bedrieglikheid. Sal U my hart nie steeds verlig nie in sy verbloemde sondigheid. Kom ons sing verse 1 en 3 tot eer van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.